Take 1. Yes, goeiedag YouTubers. En julle het ons seker baie lanklaas gesien, want ons was baie lank, ons was nogal in die geheimenisse gewees. En soos die mense sal weet, gister was die 4de Mei. Nou, vertel my, wat is die 4de Mei? Vir die mense wat dalk nie hier op die ruimtestasies is waar ons deesdae is nie. Wel, dit is bekend self in die gewone videospeletjie community as die 4th of May. So wanneer jy die baie goeie specials op jou Star Wars games kry, as jy wil daarna kyk. En ek dink ook 'n baie kenmerkende ding wat die mense dalk weet van veral vandag se nuwe generasie wat opgroei is, hulle sal vir jouself sê, "May the 4th be with you." Hoekom? Want dit is 'n baie kenmerkende ding wat in die movie gebruik was of die film gebruik was van Star Wars en dis op die 4de Mei. Wat self deesdae gebruik, self vandag wanneer ons die ding skiet, is die 5de Mei en die mense sê dit is die Revenge of the 5th. Nie die Sith nie, die 5th. Nou, dis net ietsie oulik en ons is bly ook dat ons nog 'n videoetjie vir mekaar maak vir julle ouens en wat almal ook sal weet is, wat het in die rekenaar speletjie wêreld gebeur? Caliber, kan jy vir ons sê enige nuwe speletjie of so wat jy ons kan voorstel vir ons kykers? Soos jy weet, Exiler, ek het van my Manor gekry, wat baie popular op die Steam reviews. Toe kry ek hom vir myself en toe gaan ek hom speel. Dit is amper 'n stadbouer waar jy begin om 'n stad te bou. Jy begin met min mense, dan het amper niks. Dan moet jy 'n stad opbou en na al jou mense se behoeftes kyk. Maar net 'n spoiler, dit is in die middeleeue. So jy het nie 'n nuwe yskas om jou kos te stoor, niks nie. So jy moet seker maak jy het genoeg plase, skape, bokke, om seker maak jy gee vir jou mense genoeg voedsel. Anders dan, hou hulle nie van jou nie, dan los hulle jou door. So dis amper die tyd van die middeleeuse tye toe daar nog drake en monsters was, of is daar nie ongelukkig drake en monsters? Sover het hulle nog geen drake of monsters in nie. Jy het bietjie aksie, jy het sover net bandits, wat eintlik struikrowers wat jou kom aanval en jou baie keer beroof. Die goedjies wil vat wat jy so hard gewerk het om te maak. Dit is so. En dan het jy 'n ander opponent wat teen kompeteer, maar hulle noem net die Baron. En van die uit verskillende name, maar basically my naam vir hom is die Baron. Want wat sal die lewe as jy nie bietjie op drane kry nie, hè? Ja, dit is die waarheid. En nou Exiler. Wat het in jou gaming wêreld? Wel, ek het ook gesien 'n nuwe speletjie wat uitkom het wat ek al baie lank gevolg het. Dit was Grey Zone Warfare. Nou, dit gaan ook oor, dis 'n basiese eerste persoon skieter, maar wat interessant is van hierdie speletjie is, jy gaan na 'n misterieuse eiland toe wat mense eintlik al ontruim het, maar daarso is nog steeds soos 'n klomp slegte ouens wat daarso die eiland toe oorgeneem het as gevolg van hoekom hy verlate was. Wat hy ou materiaal vir het. Presies, ons is nie eintlik self bewus daarvan nie. Ons word net gesê dis 'n misterieuse eiland en daar is 3 groepe van mense wat nou kom na die eiland toe om die eiland se minerale of se misterieusheid wat daar's te ontdek wat eintlik daar gebeur het. Nou jy begin as een van daai spelers wat nou kom om die eiland te ondersoek, kyk wat se nuttige goed nog daaroor is en dan moet jy dit saam met jou vat en dan met 'n helikopter geontruim word na veiligheid toe en jy kan lekker saam speel, jy kan tot en met saam met 4 ouens in 'n groepie saam speel, maar 'n totale ouens wat saam kan wees kan self tot en met 16 wees per. So dit is 'n redelike groot map as ek dan moet dink. Dit is nogals baie lekker. Ons het nog nie te baie gespeel nie, maar dit is baie lekker. Ek geniet hom. En wil jy nou vir ons iets sê oor jou video's of jou film goedjies? Baie interessante vraag. Hierdie paar maande ek so 'n bietjie ontruim rustig wat ek nie soveel gekyk soos wat ek wil om vir julle nou 'n nuwe fliek se reviews te gee nie. So nou wat ek vir julle net raad kan gee in die tyd wat ons lewe, het die mense se moraal baie geval in die films wat hulle maak. So jy kry baie keer verkeerde tonele wat dit baie moeilik maak vir mense wat ordentlike flieks kyk, 'n mooi fliek te kyk. En dan as jy 'n mooi fliek kry, dan lyk jy ons om hulle taal nie so suiwer te hou nie. En dan vloek hulle soos matrose. Daar te veel op bote gewerk. Ek dink so, hulle moet 'n bietjie Navy aanvat of die bote ons aanvat en hulle moet die mense leer om mooi te praat. Nou, so wat ek vir my gebruik om as jy 'n nuwe movie kyk, advanced profanity filter, as jy soos 'n nuwe fliek kyk, hy keer al daai vloekwoorde so as jy nie van weet nie.
So dit is daarom iets wat daarom kan help, veral as jy weet die film daarom relatief ordentlik dalk is, maar jy weet nie of dat dalk nie baie goeie taalgebruik is nie, jy wil hom veral dalk self saam met kinders kyk of so, want ek moet ook sê deesdae, self die oulike komedie flieks kan van die kere bietjie nie oulik wees nie, veral as gevolg van taalgebruik, so iets sal baie oulik wees, en dit kan baie help, dat jy weer lekker films saam kan kyk. Dis die waarheid daar. Nou, in die 3D wêreld, wat het daar gebeur? Wel, in hierdie driedimensionele wêreld waarin ons leef, het ons toe heel eerste, wil ek vir die mense sê, ons hierso by die Gaming Fam dit werk aan om ons eie pop te maak. Dit gaan basies, soos in die popwêreld word dit gesien as 'n BJD doll. Dit gaan amper soos, die mense sal meer bewus wees daarvan van 'n smarter doll. Hy gaan baie soos Danny Chu se smarter dolls wees. Ons probeer nog uitwerk op die bewegings van die hande en die voete en daai goed om dit nog mooi te kry. En ons moes ook, soos die mense weet, extra filament te kry om seker te maak dat hy print mooi, print glad en alles. Het jy iets vir Star Wars geprint? Dit is juist nou hoe ons die driedimensionele filament toe reg gekry het. Ons het toe ons eie helmetjies geprint, juist ook vir die nuwe fliek wat uitgekom het. Die mense kan hom ook gerus kyk by Gaming Fam the Toy se kanale. Dit was baie oulik en baie lekker geweest. En dit was die diekies en daaikies wat ons geprint het. En soos die mense sal sien, die gaan nou 'n bietjie van, soos hulle sal sê in Engels, 'n spoiler alert wees, van hoe min of meer die kleur van die pop dalk gaan wees. En soos die mense kan sien, dis amper 'n flesh color. Nou, ek is baie gelukkig ook met hierdie filament wat ons gekry het. Dit was baie oulik geweest en dit lyk sommer ek kan sien die kwaliteit op ons ook baie goed. Dit is nogals. En nou, ons het nou in die begin nie vir julle ouens gesê nie, maar ons bring 2 nuwe segmente in by ons praat ding wat ons doen. En wil jy vir ons sê wat dit is? Dit is as ons iets koop op 'n plek, gaan ons vir julle wys en sê is dit goed of sleg, of julle dit moet koop of nie. So, wat het jy hierdie keer gekoop? Wel, jy eers by die eerste segment wat ons gekoop het, wat ek gekry het vir my, en dit was by Temu geweest. Nou jy eers hierdie is nie 'n sponsored film of fliek wat ons maak nie. Dis net goedjies wat ons gekoop het, wat ek gedink het wat oulik vir my sal wees, en dit was baie oulik. Dit het hier aangekom, soos daarom veilig om by die plek te koop. En julle sal nou sê, wat is hierdie geel 6 blokkies hier binne? Met 'n tweezer nogal. Met 'n tweezer nogal. Nou, soos die mense sal sien, dit is basies ongelukkig nie. Ag nee. Dit is, soos ons sal sê, 'n ice cube of 'n blokkie ys, wat 'n mens normaalweg in die yskas het. Dit is dan nie so erg, 'n mens hoef nie die tweezers te gebruik nie, jy kan jou hand ook gebruik. Hulle is lekker yskyp, so mense nog kan sien die ys op, ek het hulle soos onlangs uitgehaal uit die yskas uit, wat baie oulik is. Nou, wat is ouliker van hierdie in plaas van 'n normale ysblokkie? Ja, dit is interessant. Wat oulik is van hierdie is, jou Coke se gas gaan nie uit as jy hom ingooi nie. So, jou koeldrank bly koud en jou gas gaan nie so kwaai uit nie. En dit is baie oulik. En selfs, jy vat hom net, jy sit hom net in die yskas en hy vries. Maar ek dink ook hy maak jou Coke dan nie so waterig nie. Dit baie keer Coke word vervlou deur water wat jy in hom. Ja, dit is amper vergeet daarvan en dit is die waarheid. Die waterblokkies word gewoonlik maak jou Coke waterig en dis nie lekker nie, jou gas gaan net, alles is net sleg. Wel die baie oulik. En wat het jy vir ons mense gekry? Soos julle kan sien, is dit reg agter my, soos julle kan sien. 'n Ou tydse boot. Soos julle kan sien, kan julle die mas en alles sien. Hy het 'n baie mysterious look op die skip. So, dit is iets wat jy mens oulik kan koop. Dit is nie baie duur eers nie, dit kan jou plek mooi versier. Ja, en nou ons laaste segment is, ons moet eers vir ons kykers sê, dink ons hierdie goed is goed of sleg? Ja, dat is die waarheid, ons amper vergeet. Amper. Nou, heel eerste, ek sal sê op die prentjie agter ons, dink ek dit is regtig die moeite werd. Dit kan jou plek baie mooier laat lyk en self die prys wat op dit kom is glad nie sleg nie. So ek sal sê dis 'n goed vir my. En nou gaan ons oor na die ysblokkies wat jy veel gekry het. Dit is baie oulik, die kleur is mooi en hoekom mense like om koeldrank te drink en jy wil net met waterig of vervlou raak of jou gas verloor nie. So ek sê dit is goed. Ek sal ook sê hy is goed. So dit is eintlik sommer ons eerste segment, sommer 2 goed
wat goed is. Dit is die waarheid. Nou, ons het ook gesê ons het 2 segmente by, so ons laaste segment, wat is dit? Dit is 'n survival tip. Survival tip, want almal hou daarvan. Nou, ons het eintlik 'n speelietjie gekry wat soos 'n boardgame is, soos Monopoly amper, maar nou met hom moet jy survive en goed en probeer deurgaan en tot by einde kom die ou wat eerste is wen. Maar ons het by onsself dink, ons kan nie net so oor die YouTubes net met almal lekker saam speel nie. So wat ons gaan doen is, ons gaan die kaartjies vat wat jy kry, dit lees en dan self laat julle dink daaraan oor wat is die regte keuse om te maak. Nou, soos dit gaan oor survival. So, ons vraag is, how to treat a sunburn? Toe jy praat van 'n sonbrand, as jy deur die son gebrand is. Nou, ons het 3 opsies. Die eerste opsie, A, is apply a paste made of baking powder and orange juice and leave the burn uncovered. Number B, shower using soap to unblock your pores and allow the body to soothe and cool itself. Wrap blisters with sterile gauze. Of C, spray the burn with an aerosol hairspray to provide vitamin E. Nou, ons gaan dalk net so 10 sekondes of 5 sekondes net hier so sê. Elkeen praat. En laat julle net vandag ook dink en julle antwoorde in die comments sit, voor ons vir julle gaan sê wat die antwoord gaan wees. Nou, heel eerste, kom ons kyk na nommer A. Hoekom dink ons kan A nie werk wat apply a paste made of baking powder and orange juice and leave the burn uncovered? Hoekom dink ons gaan dit nie werk nie? Ons weet, suurlemoen en baking powder is goed wat jou vel redelik uitdroog en die son, oor die algemeen, as jy sonbrand gekry het, beteken dit jou vel is uitgedroog. So, hy's uitgedroog en dan sit jy nou baking powder op om meer uit te droog en orange juice het maar tog sitrus in en dit brand jou vel. Ja, so dit is ook dan skadelik veral as jy 'n brandwond het. Dan nommer B, shower using soap to unblock your pores and allow the body to soothe and cool itself. Wrap blisters of sterile gauze. Dink ons dit gaan werk of nie? Ek dink dit is die beste antwoord. Die rede vir dit is, as jy jou vel gebrand het, beteken dit jou vel is warmer as wat hy normaalweg geword het. So veral 'n koue shower sal goed wees om jou liggaamstemperatuur net bietjie after te kry en seker te maak jy minimaliseer die brand. Dit is die waarheid. So as iemand om ooit brand, is dit 'n goeie ding om jou vel so vinnig as moontlik koel as moontlik te hou. Dit skoon te hou wat keer dat jou ding te kwaai brand. En veral as jy jouself ook dan was met seep, maak jy seker daai verstopte sweetgaatjies kom oop en dit verhoed dat jy te erg brand. En dan nommer C, spray the burn with aerosol hairspray to provide vitamin E. Hoekom dink ons kan dit nie werk nie? So wat ons gesê het, is dat jou vel is gebrand alreeds, so jy weet, dit is, dus nou jou vleis is amper soos gebraai. Nou, tot daai aerosol spray het olie bysel. So, nou eintlik wat jy doen in der waarheid, is jy braai jouself. Jy sit amper vet op die vuur, as mense so kan stel. Dit is die waarheid. En waar vitamin E eintlik goed is vir jou liggaam, is dit in hierdie geval hoekom dit soos oliebuis is, glad nie gesond vir jou en glad nie goed vir jou nie. So die antwoord sal dan B wees. Maar nog interessante iets net vir die mense van ons boererate en so aan wat ons gehad het, is jy kan vanilla gebruik, veral as jy bietjie sonbrand het gekry. En dan as jy jou kwaai gebrand het, veral met olie, dan kan jy vir jou aardappel opsit totdat jy die regte hulp kry as jy dokter toe moet gaan. Maar baie keer as jy met olie brand en jy sit vinnig genoeg vir jou rou aardappel op, moenie gaar aardappel gebruik asseblief, dit moet rou wees. En jy sit hom op en jy verband hom, en jy los hom vir so 'n halfuurtjie op en dan maak jy baie keer, as jy sien, as jou vel redelik gesond. Want hy trek amper soos al die brand uit en ons kan vir ons kykers sê ons het eintlik al een keer gedoen en dit het gewerk. So dit is dan 'n raad wat kan werk, dit is boererate en dis ook natuurlike rate wat goed kan werk. So dit was dit vir vandag se geselsprogram. Ons hoop julle het dit geniet en ons hoop ook julle laat weet ons en sê wat julle antwoorde was of julle dit reg sou geraai het en self of julle hou van die 2 nuwe segmente wat ons ingebring het en soos altyd ouens, exit. En dit is Excalibur out.